1 Samuel 7. En dis Samuel, en hy bid vir die volk, en die Filistyne bedreig hulle. En kom ons kyk wat gebeur hierso. Wat is die situasie? Wat is die gebed? Wat is die uiteinde van die saak? En weer eens, is dit tot ons beskikking? Of was dit net vir hulle? 1 Samuel 7 vers 5 sê, verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa, dat ek tot Jahwe vir julle bid. So hy sê, kom by mekaar by 'n plek, en ek sal tot Jahwe bid vir julle. Hoekom? Die volk is in absolute bedreiging. Die Filistyne gaan teen hulle oorlog maak. Wat gebeur as die Filistyne hulle wen? Hulle vat hulle goed, hulle vat hulle mense, hulle maak slawe van hulle heers oor hulle moet elke jaar belasting betaal, en hulle kan doen net wat hulle wil. Dit is 'n vreeslike toestand om in te wees. En hulle staan op die punt van om in so 'n toestand te beland. Samuel sê, kom by Mispa by mekaar, en ek sal tot Jahwe vir julle bid. En wat dink hulle? Wat dink Samuel? Is daar waarde daarin? Kan dit help? Weet ons hou 'n biddag vir reën. En as dit meer net 'n ritueel, dink ons daar is iets aan. En ons volk is ook in lewensgevaar. Soos Israel hier. Ons is net eintlik al klaar onder die Filistyne. Kan ons bid? Het dit krag? Het ons 'n God? Hoor hy ons? Het hy verbond met ons? Of is dit als kanseltaal? Is dit net mooi woorde vir Sondag as ons kerk toe gaan? Of is dit werklik? Samuel, was dit werklik? 6. Hulle kom toe by mekaar by Mispa, en hulle water geskep en het voor die aangesig van Jahwe uitgegiet. En die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen Jahwe. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa by mekaar gekom het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek. En die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. Dis 'n bedreiging. Nou, sonder om na hulle te kyk en sê, julle banglot, ons kom ook in omstandighede wat ons bevrees word. Partykeer is dit die balie, partykeer is dit jou baas, partykeer is dit die dokter, partykeer is dit wat ook al. En dan, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En as jou lewe bedreig word, is dit van toepassing, regtig, bestaan dit. Bid ons met die wete dat God die uitkoms gaan bepaal. Of bid ons, want is tradisie, dis die regte ding om te doen. Vers 8, en die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om Jahwe ons God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Kyk hoe mooi is die harte van die Israeliete. Samuel het gesê, ek gaan vir julle bid. Hy sê hulle, asseblief, moenie vergeet om ons te bid nie. Hoekom? Dat Jahwe ons uit die hand van die Filistyne kan verlos. Jy moet bid, en dan sal Jahwe ons verlos. Hulle weet dit. Vers 9, toe het Samuel 'n suiglam geneem, en dit is 'n brandoffer in sy geheel aan Jahwe geoffer. En Samuel het Jahwe aangeroep vir Israel, en Jahwe het hom verhoor. Dit is so mooi. Dit is half 'n vader, wag, roep my aan, laat ek jou kan red. Maar ons roep nie. En as ons roep, glo ons nie. En Vader wil. Hoekom wil hy? Want hy het 'n verbond met ons, en hy is lief vir ons. As jy lief is vir iemand, en iemand gaan deur 'n moeilike tyd, wil jy hom help of wil jy hom nie help nie? Jy wil, hoekom? Want jy is lief vir hom. En jy wag net vir die geleentheid. En Vader wag vir die geleentheid om ons te help. Maar ons bedryf godsdiens. 10, want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne naderkom om teen Israel te veg, het Jahwe die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne. En hy het hulle in 'n verwarring gebring, sodat hulle verslaan is oor Israel. Wat het dit veroorsaak? Samuel se gebed. Vader sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitred. En nie gebeur dit fisies.